power. He is great and strong and mighty is our God. He is strong and mighty, blessed one, full of blessings, full of power, full of love, full of authority. That's the one we serve. Amen. That's the one we serve. Amen. Come on. Yes. Amen. It's time. It's time. It's time to get up and announce over your life that God's word is true. That God's word is the final word. It's the better word over your life. Amen. Lang genoeg het baie van julle en julle kyk my aan met navy blue oë, met groot piering oë. Kyk julle my aan. Ek wil vandag vir jou sê, jy mag dit nog nie glo nie, maar ek is vandag op 'n plek wat ek vir jou wil sê. Ek glo dit vir jou. Ek glo dit vir jou, dat die Here vandag vir jou sê, my kind, jy is kosbaar, jy is spesiaal. I have created you for a time such as this. Amen. I have created you for a time such as this. Dis tyd om op te staan. Dis tyd om te doen dit wat die Here vir jou gesê het om te doen. Dis tyd om te sê, Here, hier is ek. Ek is diensbaar. Ek is gereed om te doen dit wat U wil hê ek moet doen. Here, ek daag op vir my diensplig. Ek daag op vir my diensplig. Ek daag op vir die opdrag wat U oor my lewe gegee het. Ek daag op vir die roeping wat die Here op my lewe geplaas het. Hou op wegkruip, man. Hier's 'n heilige anger in my vir manne en vroue, hartseer hier binne in my, vir manne en vroue wat hulle roeping mis as gevolg van die nitty-gritty issues in hulle lewe, wat dit mis as gevolg van, maar daai ou en dit en hierdie ou dit en hierdie ou daai en die ene gee nie vir my die geleentheid nie. Nonsens! Come on! Dis jy wat voor God moet staan. Dis jy wat voor die Here moet opstaan en sê, Here, hier is ek. Ek is gereed om te doen dit wat U in my lewe wil kom doen. Ek is gereed om los te maak dit wat U binne in my geplant het. Want in elkeen van julle het God iets spesiaal geplant. In jou het die Here iets geplant wat kosbaar is en spesiaal. Lank genoeg het jy stil gesit en net ontvang. Lank genoeg het jy jouself dik geëet aan die woord van die Here. Vandag is die dag wat die Here jou kom losmaak en sê, nou is die tyd wat jy dit wat ek vir jou gegee het, dit die voeding wat ek in jou lewe ingebou het, dis nou die tyd om los te maak en te sê, Here, hierdie wat U in my geplant het, bring ek nou na U toe. Die Here soek nie perfekte mense nie. Come on, die Here soek nie perfekte mense nie. Die Here soek gehoorsame mense. Niemand van ons kan perfek wees nie. Niemand van ons kan so perfek wees dat jy jouself deur 'n ring trek nie. Ons het mos daai gesegde, nee, ek kan hom deur 'n ring trek. Ek wil vandag vir jou sê, die Here het 'n plan met jou lewe. Hou op wegkruip. Hou op wegkruip. Hou op wegkruip. Sê vir een langs jou, hou op wegkruip. Ouens, is tyd. Ons kan nie meer aangaan soos wat ons aangegaan het in die verlede nie. Ons kan nie meer doen dit wat ons in die verlede gedoen het nie. Dan die Amerikie het woensdag aand vir ons 'n skrif gelees by die gebedstyd en die Jesaja wat hy sê, look, I'm doing something new. En ons almal love daai skrif. Ons almal wil daai nuwe ding in ons lewe hê. Ons almal wil hê dat daai nuwe ding wat die Here wil maak moet begin realiseer in ons lewe. Maar die skrif net voor dit sê, do not remember the former things. Do not remember the former things. En ek is toe nou 'n bietjie nuuskierig en ek gaan kyk toe 'n bietjie, wat is die former things waarvan God met Israel gepraat het? Weet julle wat so amazing goed is? Moet hulle vergeet. Hulle moet vergeet dat God die see vir hulle oopgemaak het in Egipte. Hulle moet vergeet al die wonderwerke wat God gedoen het in die verlede, because God is going to do something new. En as jy besig is om vas te hou aan die ou dinge, hoe God in die ou dinge gewerk het, gaan jy die nuwe dinge wat God in jou lewe wil losmaak, gaan jy mis. Want dit lyk nie meer dieselfde as die gisters nie. Dit lyk nie meer dieselfde as Egipte nie. Dit lyk nie meer dieselfde nie. Want in die ou dinge moes hulle oorlog maak. In die ou wee moes hulle oorlog maak, maar die Here sê ek doen iets niets. En hy sê vir Joshua, vat die volk en gaan stap om die stad. As hulle moes vashou aan die ou dinge, het hulle oorlog gaan maak.
het hulle strategie uitgewerk om te doen dit wat die Here in die vorige tyd gedoen het. Dan het hulle swaarde en spiese en allerlei dinge opgeneem en begin oorlog maak. Maar die Here sê, I'm doing something new. En hy gaan stap om 'n stad. Ek glo dat die Here roep hierdie gemeente en elkeen van ons wat hierso sit individueel, om by 'n plek uit te kom waar ons sê, I will forget the former things. I'm thankful for the former things. Daar's 'n verskil. I'm thankful for where God took me out of. Ek is dankbaar dat die Here my uit slawerny uitgehaal het en my 'n vry mens gemaak het om hom te dien in gees en in waarheid. Maar ek kan nie bly by die ou dinge van waar die Here my uitgered het nie. Elke dag is 'n nuwe dag waar die Here vir jou nuwe dinge wil openbaar. Maar ons is so vasgevang in die ou dinge dat ons nooit die nuwe dinge raak sien nie. Dis tyd om op te staan, dis tyd om te vergeet van die verlede, because God is doing something new. A fresh wind is about to blow. A fresh river of water is about to flow. En ek en jy moet gereed wees daarvoor. Amen? Woe! Ons is besig met die Ons is besig met die wapenrusting. En ek dink die Here is besig om ons te train om nie meer te staan soos iemand wat Okay, ek gaan dit so vertel. Die Here is besig om ons van die weivelde na die oorlogvelde te skuif. Die Here is besig om die shepherd boy te verander in 'n king. Die Here is besig om die shepherd boy te verander in een van die magtigste soldate ooit. God is besig om jou te weg te breek van die leeu's en die beere en hy is besig om vir jou voor te berei om die Goliat te weerstaan en te oorwin. Is jy gereed om Goliat in jou lewe te oorwin? Dink gou 'n bietjie. Is jy gereed om die Goliat in jou lewe te oorwin? Is jy gereed om deur te beweeg van 'n shepherd boy na 'n koning toe? Hy word gesalf as koning. En direk na sy salwing gaan hy terug na die weiveld toe. Want sy tyd het nog nie aangebreek nie. Ek is vandag hier om vir jou te sê, it's time. It's time to take the bread and the cheese and the grain to the war. It's time to stand up and look Goliath in the eye and say, you filthy thing. Lank genoeg het jy vrees oor my lewe gesê. Lank genoeg het jy vrees oor my lewe gespreek. Ek is hier om vandag vir jou te verklaar, ek kom na jou toe in die naam van Jesus. Ek kom na jou toe in die naam van die Vader, die God van Israel. Dawid het homself voorberei. En ek en jy moet onsself voorberei. Amen. En vandag gaan ons 'n bietjie kyk na die skild van geloof. Ons het in die begin het ons gepraat oor die beld van waarheid. Ons het gepraat oor die borswapen van geregtigheid. Ons het verlede week het ons gepraat oor die skoene van bereidheid om die evangelie van die goeie nuus en vrede te verkondig. En ons het gepraat oor die goeie nuus en ons het gepraat oor vrede. En ek en jy het nodig om vrede in ons lewe te hê. En hoe kry ek en jy daai vrede? Deur die goeie nuus van Jesus Christus in ons lewe in te nooi. Om die goeie nuus van Jesus Christus vir ander mense te vertel. En ek wil vandag vir jou sê, as ek en jy gaan opstaan uit hierdie for lack of a better word, uit hierdie luiheid. As ek en jy gaan ophou lui wees en ons gaan ons wapenrusting opneem en ons gaan begin wandel in die autoriteit wat die Here vir my en vir jou gegee het, dan gaan ons die oorwinning behaal. Amen. Sê vir een langs jou, jy moet die oorwinning behaal. Maak jou Bybel oop in Efesiërs 6. Dis ons kerngedeelte. Ons praat oor the whole armor of God. Put on the whole armor of God. Sê vir een langs jou, put on the whole armor of God. Jy kan nie net met skoene rondloop nie. Jy kan nie net met die borswapen rondloop nie. Jy kan nie net met 'n swaard rondloop nie, want dis baie wat baie ouens doen. Hulle like die swaard.
Nee, ons like die wapen. Kom ons stel ons swaard op, maar ons het nie 'n skild nie, ons het nie skoene nie. En daai swaard is net goed vir jou in die posisie waar jy huidiglik is. Daai swaard het 'n potensiaal om verder te beweeg en vir jou om verder te beweeg het jy nodig om die skoene van die goeie nuus en vrede te hê. Het jy nodig om die borswapen van geregtigheid te hê. Het jy nodig om die skild te dra. Die wapenrusting van God werk saam. Dit werk saam. Ek weet nie of jy gesien het nie, maar soos wat ons van die beld na die beld van waarheid, borswapen van geregtigheid, oorbeweeg het na die skoene van vrede. Dit voel half as jy jump van die middel na die borswapen na die voete toe. Ja, ek weet dit is weird. Maar as jy mooi gaan kyk, is daar 'n lyn, 'n goue lyn wat deurgetrek word dat alles is connected. Dat alles is connected en ek het nogals gewonder want ek het agtergekom dat die Bybel is geskryf met strategie. Die Bybel is geskryf met strategie. God het presies geweet wat hy wil doen met sy woord. En dit is vir my interessant gewees om te kyk, hoekom het Paulus nie begin by die helm van verlossing nie? Hoekom het hy nie daar begin nie? Want jy sien, my en jou lewe, 'n lewe van oorwinning begin by die waarheid. Dit begin by die waarheid. Dit begin by to know the truth and the truth will set you free. As ek en jy die waarheid ken en ons vul dit aan met geregtigheid. Waarheid en geregtigheid loop hand aan hand. Hulle loop saam en hulle hou mekaar vas. En as hulle by mekaar is, as hulle reg is met mekaar, dan het ons al 'n klaar stappie vorentoe. Maar saam met dit moet ek vrede hê. Want kom ons wees gou eerlik, wanneer jy die waarheid ken en iemand staan voor jou en redeneer met jou oor die waarheid, dan voel jy al 'n bietjie opstandig, nê? Nee. As jy eers die swaard dan in jou hand het, dan kap jy sommer vinnig koppe af. Man, ek is reg en jy is verkeerd. Ek het die waarheid, jy die leuen. Maar nou kom die Here en hy sê, nee, jy het die goeie nuus nodig, saam met hierdie geregtigheid en die waarheid. Jy het vrede nodig, sodat wanneer jy met mense praat in waarheid, sodat jy praat in geregtigheid, dan kom jy met vrede na mense toe. En jy kom met daai liefde, met daai, hey, ek het vir jou goeie nuus. Ek kan vir jou deurbring na die waarheid toe. Ek kan vir jou deurbring na die geregtigheid toe, want hier's vir jou die goeie nuus. Jesus Christus is ons waarheid. Jesus Christus trek ons aan met geregtigheid. Dis omdat hy geregtigheid is, dat ek en jy geregtig kan wees. En dan kom die woord en dan sê hy, nou stap in vrede. Moenie met mense redeneer nie, want ons like van redenasies. Nee, ek weet nie, julle sien ook daai video's op Facebook waar daai ou by die universiteit gaan sit en dan kom al daai mense en dan redeneer hulle met hom oor die woord van die Here. En dan kom hy met die woord en dan verklaar hy net die waarheid. Ek sou so begin skree het en gesê het, man, soos, ek het die waarheid. Daai ou so vol vrede, en sê, okay, maar jy misverstaan hierdie dingetjie, kom ek vat jou terug na daai skrif, hy het soveel geduld met die mense, en dit leer ons, dat ek en jy moet in vrede wandel, ons moet die skoene van goeie nuus aantrek, en dan kom hy, en dan van die goeie nuus en vrede, spring Paulus na die skild van geloof, want glo my, as jy in vrede, waarheid en geregtigheid gaan begin wandel, gaan die vuurige pyle begin afgeskiet word. Dan gaan die persecution begin kom. En dan het ek en jy geloof nodig om ons te beskerm. Glo dat die woord van God die waarheid is. Glo jy vanmôre dat die woord van God die waarheid is. Die woord sê ons kry genesing deur ons belydenis. So draai gaan na die persone rondom jou. Luister mooi wat ek sê. Draai na die persone rondom jou en sê vir hulle, ek glo die woord van God is die waarheid. Jy het nou gesien wie vir jou sê, hy glo in die woord van waarheid, dat die woord die waarheid is, nee? Jy het mekaar gecheck. Dis waar ons mekaar nou accountable hou. Dat wanneer ons geloof min is, dan sê jy, nee, wag. Jy het Sondag, het jy gesê, jy glo dat die woord van God die waarheid is, so, come on, step up. Sê vir een langs jou, step up. Onthou, hoekom trek ons die wapenrusting aan? In die eerste plek trek ons die wapenrusting aan, want dit gee vir ons 'n identiteit. Die grootste probleem in die wêreld is dat mense het nie meer 'n identiteit nie. En ek gaan nie daarop ingaan nie, julle weet wat ek bedoel. Daar is nie meer identiteit nie, mense loop met 'n krisis rond. Die Here sê vir ons, trek dan die volle wapenrusting aan,
sodat ons kan staande bly, so ons identiteit. Wanneer ons in die oorlog staan, staan ons in die autoriteit en identiteit van ons koning Jesus Christus. Die tweede ding wat die wapenrusting vir ons gee, dit gee vir ons selfvertroue. Dit gee vir jou selfvertroue. As jy die goeie nuus, die skoene van vrede aan het, en jy stap, dan kan jy maar oor doring stap, want jy het confidence, jy het selfvertroue om dit te doen. As jy die skild van geloof by jou het, dan het jy confidence om te stap in dit wat jy glo. As jy die belt van waarheid aan het, dan gee dit vir jou confidence dat jy weet wat die waarheid is. As jy die borswapen van geregtigheid aan het, dan gee dit vir jou selfvertroue dat jy in geregtigheid stap. En wat help dit jou nog? Dit gee vir jou daai selfvertroue om vir die versoekings nee te sê. Om te sê, ek gaan nie staan vir hierdie ding nie. Wat reg is reg en wat verkeerd is verkeerd. My ja is my ja en my nee is my nee. En dan die derde ding wat die wapenrusting vir ons gee, dit help ons om staande te bly. Dit help ons om te bly staan. Wanneer die vyand kom, dan bly ons staan. Godwin, kom staan gou by my. Hy het die volle wapenrusting van God aan, en ek, net vir hierdie 2 sekondes, gaan nou gou die duiwel speel. Hy bly staande. Ek weet ek kan dit met hom doen, want ons is lief vir mekaar, hè? Dankie Godwin. As die vyand kom en hy stamp aan jou en hy ruk aan jou, dan bly jy staande. Hoekom? Want jy die wapenrusting van God aan. Die rede hoekom ons baie keer val is omdat ons nie meer die wapenrusting van God aan het nie. En ek praat nie van net 'n gebedjie in die oggende van Here, ek trek vandag die wapenrusting van God aan, helm van verlossing, borsel van geregtigheid, gordel van waarheid, skoene van bereidheid, vir my evangelie af te verkondig. So lank staan ek daai Here. Ek neem my skild van geloof op en ek trek en neem my swaard van die woord op. Ek is 'n soldaat. En dan stap jy by die huis uit en dan kom konfronteer die duiwel jou met gedagtes. En dan hardloop jy weg met jou gedagtes. Jy's nie goed genoeg nie. Ja, ek is seker nie goed genoeg nie. Iemand kyk jou skeef van. En so val jy, want jy het nie die wapenrusting in jou lewe ingebou, in plaas daarvan dat jy dit net aangetrek het. Hierdie wapenrusting van die Here is nie net klere wat ons aantrek nie, dit is 'n leefstyl. So kom ons kyk na vandag, na geloof. Faith is our defense against doubt, fear, and attacks from the enemy. Ephesians 6 vers 16 sê, in addition to these, hy praat van hierdie vorige wapens, hy sê, in addition to these, hold up the shield of faith, to stop the fiery arrows of the devil. Julle almal het al daai movies gekyk, dan stap hierdie soldate nader aan die kasteel, en dan sê die generaal daar, wie hy ook al is, dan sê hy, arrows! En dan staan almal soos Usain Bolt, staan almal daar. En dan sê hy, shoot! En dan gaan al hierdie arrows, en al wat hierdie soldate doen is, hulle gaan staan en hulle hou hulle skild op. En daai vuurige pyle val almal teen die skild. Van hulle bounce af, van hulle stiek op die skild vas. Maar die ou is beskermd. En dan kan hy vorentoe gaan. Soms val die vyand ons aan en ons het net nodig om in geloof te gaan staan. Nie vorentoe te hardloop met geloof nie, maar nou net te gaan staan. Take in your position, soos wat die koning Josafat in 1 Kronieke 20 gegaan het. Die Here sê vir hom, hy sê vir die Here, hier is die magte om soldate hier voor ons vyande is groot en baie, en die hele volk kom bymekaar, hulle bid saam, hulle vas saam en hulle vertrou die Here, en die Heilige Gees kom oor 'n ou en hy staan op en hy sê, koning Josafat, moenie bang wees nie, want die Here jou God is met jou. Hy sê, gaan dan môre en neem jou posisie in. Hy het nie gesê, gaan maak oorlog nie, hy het gesê, go take up your position. En baie keer het ek en jy net nodig om ons posisie in te neem met geloof, om te staan en te sê, Here, ek glo U, ek vertrou U, want die vyand met sy vuurige pyle is besig om af te vuur op my, en ek voel die shots, en ek bly staande, want ek het die wapenrusting en die pyle kom, en ek moet keer, maar ek het my posisie. En ek en jy het nodig om ons posisie in te neem in Christus.
Die woord van die Here sê dat as ons is in Christus en Christus is in ons. Amen. So, in addition to all of these, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. Ek en jy het nodig om die goeie nuus in geloof te vat en ons staan te staan. Geloof is die belangrikste deel van ons verhouding met God. Sonder geloof kan ek en jy God nie tevrede stel nie. Hebreërs 11 vers 6 sê, kom ek lees dit vir julle. And it is impossible. Wat is dit? Impossible. To please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Come on. Ons geloof is nie in 'n airy-fairy, chicken-and-cherry ding effek nie. Ons geloof is in die God wat hemel en aarde gemaak het. Die een wat tyd gevat het om jou en my te weef in ons moederskoot. Die een wat ons gemaak het na sy beeld. Dis God, almagtig, in wie ek en jy glo. Ek en jy het geloof nodig en wanneer ons in geloof wandel, wanneer ons skuld reg is om gebruik te word, dan sê die Here, it is pleasing to me. As ons in geloof wandel. Ons het geloof nodig. Vanoggend toe ek dink oor hierdie boodskap, toe kom hierdie storie by my op van 'n gesin wat nie kos in die huis gehad het nie. En hulle het by mekaar gekom, pappa en mamma het besluit, ons vertrou die Here dat daar kos op ons tafel sal wees. En pappa en mamma begin die tafel dek. En die kinders vra, pappa en mamma, wat doen julle? Ons het nie kos in die kas nie. En die pa sê, ons vertrou die Here, hy sal voorsien. En hulle dek die tafel vir 'n fees. En toe hulle die laaste dingetjie so neersit, toe lui hulle deurklokkie. Toe kom daar 'n vrou met 'n 3-gang ete na hulle toe. En sy laai vir hulle kos af. Ons baie dankie. Ek het honderde sulke stories al gehoor. Ek hoor nou die dag van 'n ou, hy's by die huis besig om sy nagklere aan te trek en die Here sê vir hom, klim in jou kar en gaan ry. Die Here sê nie vir hom waarheen nie. Hy sê klim in jou kar en gaan ry. Hy sê Here, ek gaan nou slaap. Ek het my nagklere halfpad aan. En hy trek uit en hy trek weer sy gewone klere aan en hy klim in die kar en hy ry en hy vra Here, waarheen nou? En die Here sê ry net in die reguit pad en hy ry reguit pad. En die Here sê okay, draai links en hy draai links. En die Here sê draai regs en hy draai regs. En die Here sê vir hom, sien jy daai kafee, stop daar so en koop 'n 2 liter bottel melk. Okay, Here. En hy stop en hy gaan koop 'n 2 liter bottel melk, 12 uur die nag. En hy stop by die winkel, kry die bottel melk en hy klim in die kar en hy sê, okay, Here, ek het die bottel melk. En die Here sê vir hom, ry. Draai links, draai regs, draai links, draai regs, draai regs, draai links. En die Here verduidelik hom en die Here sê vir hom, stop daar by daai nommer, die hekkie wat so lyk en hy stop daar by daai hekkie. En dis laat die nag, ek moet almal slaap al teen daai tyd en hy klop aan die deur. Skaars so klop aan die deur, hy maak 'n vrou die deur oop. En hy sê, hoorie so, ek weet nie hoekom nie, ek ken jou nie, maar die Here het gesê, hier's 'n bottel melk. En die vrou begin uitbars in trane, want sy het nou net gesit en bid, Here, gee vir my melk vir my klein babietjie. Geloof. Geloof bring die onmoontlike, maak die onmoontlike moontlik. Ek en jy moet God vertrou, dat dit wat hy vir my en vir jou sê, dat dit 'n realiteit gaan word, want ons beweeg in geloof. Die rede hoekom baie van ons gebede nie waar word nie, of gehoor word of geantwoord word nie, is omdat ek en jy nie in geloof bid nie. Ons bid met twyfel. En die woord van die Here sê, as ons vra, dan sal ons kry. Maar ons glo dit nie. Ons glo dit nie. Ons kan nie God ervaar sonder geloof nie. Geloof is wat vir ons die vermoë gee om God beter te leer ken en ook om in sy teenwoordigheid te staan. Dit het geloof gekos vir my en vir jou om vandag hiernatoe te kom. Want ons kom na 'n kerk toe, kom ons wees gou upfront met mekaar. Ons het vanoggend wakker geword en gesê, ek gaan kerk toe want ek gaan God dien. Hoe weet jy? Hoe weet jy daar's 'n God om te dien? Hoekom het jy vanoggend wakker geword en opgestaan en gesê ons gaan kerk toe? Een van twee dinge.
Eerste ding is, was super tradisioneel van jou. En jy glo glad nie in God nie. Of jy glo in God, en jy het gekom, want jy het geweet, jy gaan met God te doen kry. So wat sê een is dit? Wat sê een het jou vanoggend wakker gemaak? Wat sê een keer dat jy by die kerk uitkom? Wat sê een keer dat jy jou Bybel optel en lees? Wat sê een help jou om jou Bybel op te tel en te lees? Geloof gee vir my en vir jou die vermoë om hier te kom sit, die Here groot te maak, ons hande op te steek en te sing, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory. Want ons glo dat dit wat ons gehoor het uit die woord van die Here is die waarheid. As ek en jy nie die waarheid vat en dit glo nie, gaan ons maar net tradisioneel wees. Ons gaan maar net in tradisie en religion wees. Maar geloof haal vir my en vir jou uit 'n verhouding van godsdiens uit en hy haal ons en hy bring ons in 'n verhouding van ek ken vir die Here. Ek ken die Here en kom ons toets dit gou-gou. Hoeveel van julle het al werklik in julle gedagtes hierdie gedagtes gehad van ek wonder of ek regtig gered is? Come on. Ons kry daai gedagtes. Is ek werklik gered? Want die vyand kry dit reg dat jy val. Dat jy val vir 'n versoeking of iets soos dit en die vyand bring jou by 'n plek waar hy vir jou sê, is jy regtig gered? Gaan jy regtig hemel toe? Jy weet hulle sê die Bybel sê die hel is warm, nê? En dan begin jy stres. En dan begin jy wonder. Ek weet dat wanneer jy jou hart vir die Here gee, dan is die Here getrou en regverdig. Hy sê as jy vra dat die Here jou moet vergewe, dan is hy getrou en regverdig om jou van al jou sondes te vergewe. En dit kos geloof om dan te sê, dankie Here, ek aanvaar die vergifnis wat U vir my gee. Ek aanvaar die geskenk wat U vir my gee. Luister wat sê 1 Johannes 5 vers 4. For every child of God defeats this evil world. Okay, hier kom Johannes en hy gee vir my en vir jou 'n tip van hoe ek en jy hierdie evil world, hierdie wêreld kan oorwin. Wil julle dit hoor? Luister mooi. Hy sê, and we achieve this victory through faith. Dis vir my 'n awesome vers hierdie. Hy sê nie hierso, for every child of God defeats this evil world and will achieve this victory through picking up the sword. Hy sê nie, we will achieve this victory through telling people about Jesus nie. Hy sê nie, we will achieve this victory through walking the path nie. Sit enigiets aan wat jy wil. We won't achieve this victory through eating Kentucky. Jy kan enigiets aan sit. We achieve the victory by faith. By faith. Wat doen geloof? Geloof sê dan vir jou, dis tyd om jou swaard op te tel. Geloof sê vir jou, dis tyd om die goeie nuus met ander te deel. Geloof sê vir jou, dis tyd om die pad reg te stap. Geloof sê vir jou, dis tyd om in geregtigheid op te staan. Geloof, ons behaal die oorwinning deur geloof. En dis die eerste ding wat die vyand in my en jou lewe kom aanval, is geloof in God. Glo jy werklik? Het jy werklik God lief? En dan die duiwel het slim geraak. Hy kom met die eerste persoon en hy sê vir jou, ek voel nie om die Here te dien nie. En dan dink jy, ja, wat 'n gedagte is dit nou? Ek voel nie om die Here te dien nie. Ja, my situasie is so groot en my omstandighede is so, my vrou dit en my man dit en my kinders dit en ek weet nie hoe nie en my werk is te veel en ek gaan deur al hierdie emosies en ek voel nie nou om die Here te dien nie. En dan val ons vir daai versoeking. Geloof in God help ons dat wanneer daai gedagte kom met 'n gedagte van
Ek wil nie die Here dien nie. Dat jy in geloof opstaan en sê, ek wil die Here dien. Ek wil hom loof en prys. Hy is my God, hy is my redder. Want ons kry die oorwinning deur ons geloof. Amen. Julle het nou stil geraak. Markus 11, kom ons lees. Markus 11 vers 22. Then Jesus said to his disciples, have faith in God. I tell you the truth, you can say to this mountain, may you be lifted up and thrown into the sea, and it will happen. But you must really believe it will happen and have no doubt in your heart. I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you've received it, it will be yours. Dis waar daai stelling inkom van name it and claim it. Julle het al gehoor, ouens spreek van name it and claim it. Ja, daar's voorwaardes aan daai name it and claim it, né? Wil jy daai voorwaarde hoor? Kyk gou na die volgende versie, vers 25. Hy sê, but, hier kom 'n maar. 'n Maar. Wie van julle hou van daai stellings as jy met iemand praat en sê, jy het so ongelooflik goed gedoen, maar, dit voel vir jou daai hele ongelooflik goed val weg. What's the worst thing, okay? Hy sê Markus, hy sê, but when you are praying, first forgive anyone you are holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive your sins too. As ergens geskryf het sê, as jy en jou vrou beklei en daar's nie eenheid tussen julle nie, dan hoor die Here nie eers jou gebede nie. Regtig? Liefie, ons moet praat. Nee? Ouens, eenheid is so belangrik. As daar nie eenheid is tussen ons nie, kan die Here nie ons seën nie. En daarom is dit so belangrik dat daar eenheid moet wees. En ek dank die Here vir leierskap wat rondom my en Leanne staan, wat saam met ons in eenheid is. Want as gevolg daarvan kan die Here hierdie gemeente seën. En ek wil julle uitnooi, kom ons vorm 'n eenheid, sodat elkeen van ons geseënd kan wees, en sodat die Here ons gebede kan hoor. Amen? Maar begin by jou huis, begin by jou man, begin by jou vrou, dat daar eenheid sal wees, sodat die Here jou gebede kan verhoor. Hy sê, jy sal vir hierdie berg sê, skuif, en het sal skuif. Jy moet net glo en moenie doubt nie, moenie twyfel nie, maar, wie van julle het berge wat geskuif moet word? Amen? Ek bid vir daai berg, en toe ek hierdie week hierdie skrif lees, toe sê ek soos, Here, ek vergewe vir daai ene, en ek vergewe vir daai ene, en ek gaan deur my lys sê, Here, is daar nog iemand wat ek moet vergewe? En hy sê nie eers vergewe nie, hy sê net hier so klein eenvoudig, first forgive anyone you are holding a grudge against. Ja nie? Pastoor het my weer nie gegroet by die kerk nie, hy het my in my oë gekyk, maar hy het my nie hallo gesê nie. Jy het 'n grudge. Jy moet vergewe. Pa, ek dink daar's so baie ouens wat hulle pastore moet vergewe. Jy het nie deurbraak in jou lewe nie, want jy moet jou pastoor vergewe. Jy het nie deurbraak nie, want jy moet jou man vergewe. Jy het nie deurbraak nie, want jy moet jou vrou vergewe. Baie van ons het nie deurbraak nie, want jy moet jou baas vergewe. Want jy hou jou baas kwaadlik, dat jy nog nie 'n promosie gekry het nie. Jy hou jou baas kwaadlik, omdat jy nog steeds toilette moet skoonmaak, tussen aanhalingstekens. Jy hou jou baas kwaadlik, omdat jy nog steeds oortyd moet werk en nie betaal word daarvoor nie. Jy hou die regering nog steeds kwaadlik, omdat hulle die petrolprys en die VAT wil opstoot. Kom ons almal staan gou. Ek dink ons het nodig om vry te spreek en te vergewe. Ek dink kom ons wees sommer upfront en ons doen dit sommer nou. Ek gaan bid en ek gaan vir die Here vra om ons te vergewe.
En ek gaan oor die algemeen bid. Ek gaan alles bid wat ek dink ek kan bid vir vergifnis. Want ek wil hê dat die Here ons moet hoor. Ek wil hê dat ons in geloof moet kan opstaan en kan sê, Lord, ons gooi hierdie berge weg voor ons. But we need God to hear us. We need God to answer us. Maar we need to let go. Ons moet mense vryspreek. So ouens, ek wil hê ons moet hierdie oomblik nie sien as 'n ligtelike oomblik nie. Ek wil regtig sien dat jy vrykom vanmôre. En dat die Here jou gebede beantwoord, ons almal se gebede beantwoord vir die mense wat ons nou gaan vryspreek. En ek wil hê dat daar waar jy staan, dat jy nou al reeds in jou hart en jou gedagtes die name wat jy moet vryspreek, dat jy dit nou al in jou gedagtes sal kry. En dat wanneer ons kom by daai punt waar ek gaan bid, Heilige Gees lei my. Dat wanneer ons gaan bid, sê Here, ek vergewe hierdie mense. Dan gaan ek 'n tydjie stil bly. En dan noem jy daai mense in jou gedagtes vir die Here. En jy gee daai mense, daai manne en daai vroue vir die Here. En jy spreek hulle vry. Get rid of the grudge. Raak ontslae van die bitterheid in jou hart. Sodat wanneer ons dan nou vir die Here gaan vra, vir die berge om te skuif, dat hulle sal skuif. Dus dit gaan beter wees vir die berg om te skuif, as vir jou om vas te hou aan daai grudge. Dit sal vir jou beter wees om nou te vergewe, want die Here wil jou verlos van 'n berg in jou lewe. So Here Jesus, as pastoor van hierdie gemeente kom ek en ek vra, Here, dat U ons in die eerste plek sal vergewe van al ons sonde. Here, dat U ons sal vergewe van die dinge wat ons vashou, van hierdie vleeslike begeertes wat ons so aftrek. En Here, ons lees nou hier so waar U en Markus met die disippels praat en dat U vir hulle sê, dat omdat julle in God glo, dan sal julle vir hierdie berg sê, skuif, en hy sal skuif. Julle moet net glo en geen twyfel hê nie. En Here, so kom ons baie keer en ons bid en ons sê, Here, dat hierdie berg sal skuif voor ons. Dat hierdie berg homself sal werp in die see. En Here, ons voel regtig vol geloof en ons voel regtig, daar's geen twyfel in ons nie, maar Here, daar's mense teen wie ons 'n grudge het. Daar's mense wat ons bitter oor is. Daar's mense wat ons nie wil vergewe nie. En Here, mense doen dinge aan mense. En ons kan niks doen daaromtrent nie. Maar hoe ons reageer daarteenoor, kan ons iets aan doen. En Here, so wil ons dan mense in ons lewens kom vryspreek vanmôre en ons, we want to let go of the grudge that we have against them. So that we can be free. So that all bitter and unforgiveness will be no more part of our lives. En Here, ons bring daardie mense dan nou voor U. Net daar waar jy is. Sê vir God, Here, ek spreek hierdie mense vry in my lewe. Here, ek dank U dat ons as manne en vroue, kinders van God, vandag in geloof kan staan en kan sê, Here, U het ons vergewe en daarom kan ons ook vergewe. U het aan die kruis gesterwe en terwyl U die pad Via Dolorosa gestap het en daai kruis gedra het, Here, het mense U gegooi, mense het U gespot, U baard is uit U wang uitgeruk. En net voor dit, Here, is U geslaan, dat U vlees weggeskeer het van die bene af. En tog het U stil gebly, en tog het U finaal op die kruis gehang en gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En so herinner U my aan Stefanus,
Die eerste martelaar, Here, wat vir die mense die goeie nuus verkondig het. En so het mense kwaad geraak en woede het in hulle opgebruis en hulle het klippe opgetel en hulle het hom buite die dorp gevat en hulle het hom begin gooi met klippe om hom dood te maak. Here, ek kan net dink wat se pyn en lyding dit moes wees en wat se skaamte dit moes wees en hoe hy moes voel op daai oomblik, maar Here, tog sê Stefanus, Here, reken hierdie sonde hulle nie toe nie, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En so volg hy in u voetspore. En Here, ons het dit baie keer so maklik en ons raak bitter teenoor mense vir die kleinste nitty-gritty goed. Die kleinste dingetjies, Here, raak ons kwaad voor. Mainly omdat ons nie verstaan wat die ander persoon vir ons sê nie. Hoofsaaklik, Here, omdat ons nie reg kommunikeer nie. En so wil ons dan kom en vir u vra, Here, help ons om hierdie mense vry te spreek. Help ons, Vader, om te vergewe. Was ons skoon, Here, was ons skoner, witter dan die sneeu, sodat ons in geregtigheid kan staan voor u, en dat, Here, soos wat ons dan nou vra, Here, ek bid vir elke berg, wat in ons lewens staan, waarvoor ons bid en waarvoor ons vertrou, dank ek u, Here, dat u ons gebede nou hoor, omdat ons vry gespreek het, en nie meer 'n grudge hou, teen daai manne en vroue nie. En ek weet, Here, baie keer is daar seer, baie keer is daar ongemaklikheid, baie keer moet ons daai mense nog steeds in die oë kyk. Baie keer, Here, soms is daar vertroue gebreek en moet ons nou weer begin vertrou. Heilige Gees, u is die enigste een wat ons kan help in hierdie proses. En so vra ek, Heilige Gees, dat u ons sal kom help. Help ons, Heilige Gees, om hierdie grudges neer te lê, vry te kan staan, en te kan glo, dat wanneer ons met u praat, en wanneer ons bid, u ons hoor. Ek dank u daarvoor. In Jesus naam bid ons dit. En as jy dit glo, en as jy saamstem, dan sê jy amen. Amen. Kom ons sit gou net vinnig nog. Luister mooi wat sê, ek gaan 'n paar goeie skiep in my notas, maar ek wil hê jy moet, as jy die YouVersion Bible app het, wil ek jy moet gaan kyk en gaan lees dit deur. Daar's 'n paar goeders wat ek daar sê. Maar ouens, ons geloof het nodig om te kom na aksie toe. Geloof sonder werke is dood, amen. Galasiërs 3 vers 10 sê, but those who depend on the law to make them right with God are under his curse. For the scriptures say, cursed is everyone who does not observe and obey all the commands that are written in God's book of the law. Verse 11, so it is clear that no one can be made right with God by trying to keep the law. For the scriptures say, it is through faith that a righteous person has life. As ons lewe wil hê, dan moet ons lewe begin bou in geloof. It is through faith that a righteous person has life. Verse 12, this way of faith is very different from the way of law, which says it is through obeying the law that a person has life. But Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When he was hung on the cross, he took upon himself the curse of our wrongdoing. For it is written in the scriptures, cursed is everyone who is hung on a tree. Through Christ Jesus, God has blessed the Gentiles with the same blessing he promised to Abraham, so that we who are believers might receive the promised Holy Spirit through faith. It's through faith that we receive the Holy Spirit. It's through faith that the Holy Spirit lives within us. It's through faith that we can walk in victory. It's through faith that we can enter into the courts of God and stand in His presence. Dis deur geloof dat ek en jy staande kan bly wanneer die vuurige pyle kom. Ek en jy het nodig om in geloof
te staan. Ek het so 'n paar jaar terug het ek 'n boodskap gepreek, geloof is jou hamer. Geloof is jou hamer. Ek en jy het 'n deurbraak nodig en daarom het ons nodig om in geloof die pad te stap. In geloof te doen. In geloof sensitief te wees vir die stem van die Heilige Gees en dan oor te gaan in aksie. Jy kan al die geloof hê van die wêreld, maar as jy nie oorgaan in aksie nie, is jou geloof dood. Daarom, as kinders van die Here, moet ek en jy elke dag loop in geloof met aksie. As jy sê jy glo in God, dan moet jou geloof gewys word. As jy sê ek vertrou God, dan moet jou geloof gewys word. Jy kan nie sê ek glo in God en nie oorgaan in aksie nie. En gehoorsaam wees aan sy stem nie. Jy kan nie sê ek glo in God, maar nooit vir mense vertel van God se goedheid nie. Jy kan nie sê ek glo in God en dan die Bybel lees en vir jouself verryk en nooit vir mense vertel die waarheid nie. Jy kan nie sê ek glo in God, maar dan 'n grudge hou teen iemand anders nie. Jy kan nie sê ek glo in God en die Christelike lewe uitleef nie. As jy sê ek glo in God, dan sê ek glo in God deur my dade, deur my doen. Geloof is 'n werkwoord. Sê vir die persoon langs jou, geloof is 'n werkwoord. En dis ons geloof in God wat ons help. Ek sluit af met 3 punte. 3 maniere hoe ek en jy geloof kan optel. Ek het nou my notas gesê aantrek, ons tel geloof op. Ons tel geloof op. So 3 maniere hoe ons geloof kan optel. En die eerste een is vertrou op God, al kyk jy die onbekende omstandighede in die oë. Al is jy uncertain van jou circumstances rondom jou. Kyk met geloof na God. Vertrou op die Here. Hebreërs 11 vers 1 sê, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Geloof is die bewys vir die dinge wat ons nie kan sien nie. Tweede manier hoe ek geloof kan optel, is praat God se beloftes oor jou vrese. Here, ek weet nie of ek dit gaan maak nie. Ek weet nie of my budget dit gaan maak nie. Praat God se beloftes oor jou vrese. Jesaja 41 vers 10 sê, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Het jy dit gehoor? Ek gaan dit weer vir julle lees. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Jaco, dis spesifiek vir jou. Okay. Elkeen van ons, dis hierdie vers. Maar vanoggend, die Here wil spesifiek vir hom sê, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Ons geloof is in wie? In God. Die derde manier hoe ons geloof kan optel is, surround yourself with faith-filled people who encourage you. Ek het nie geweet om in Afrikaans te sê nie. Omring jouself met geloof-vervulde mense wat jou kan aanmoedig. Klink dit alright? Dit klink baie anders as wat jy dit tik, hoor. As jy dit tik, is dit soos, dit klink nie lekker nie. So surround yourself with faith-filled people that can encourage you. As jy jouself die heeltyd langs vrotvrugte gaan sit, raai wat gaan met jou gebeur? Jy gaan 'n vrotvrug word. Ek sien nou die dag 'n video. Dit was amazing. Een van hierdie supersonic video's wat jy weet daai plante wat so vinnig groei. Dit vat maande vir die ding om te groei, maar dan in die video's is dit soos 2 minute, want ons almal hou van 2 kort video's, nê? En hulle is 2 perfekte. Ouens, ek het nog nooit sulke rooi strawberries in my lewe gesien nie. Ek weet nie of dit ge-enhance is met video of wat ek al, maar dit blink so. Dit lyk soos porselein. Dit lyk so lekker. Hulle lê langs mekaar.
En hy ou bring op die kamera, bring hy 'n gemifte strawberry. En al wat hy doen, hy sit daai gemifte strawberry met net so puntjie. Nie eers heeltemal nie bo-op nie, net so puntjie. Sit daai gemifte strawberry langs daai pragtige mooi strawberry. En daai video hardloop so in hyper, wat noem hulle dit gou doen? Julle jong mense weet mos, hyperlink, hyperonic, hyper. Hulle sit hom in hyper, nê? Nee? Kyk gou op julle kameras, julle het sulke video goedjies, nê? Nee? Sulke hyper goeters en hy hyper hierdie videoetjie en daai mif kruip so oor na die volgende strawberry toe. En die volgende strawberry raak mif. En toe daai mif raak aan die volgende ene, toe begin die volgende strawberry mif raak. Moenie jouself meng met gemifte mense nie. Omring jouself met geloofgevulde mense. Daar's 'n verskil. As jy wil joyful wees, kom staan langs joyful mense. As jy ewe skielik eendag sien jy staan alleen, dan moet jy weet, jy moet ergens iets verander. Right, kom ons los dit daar. Moet nou nie 'n grudge teen my hou nie. Luister mooi wat sê Spreuke 27:17. Hy sê, as iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend. Ons het nodig om mekaar geloof aan te moedig. Ons moet mekaar aanmoedig om in geloof te wandel. Kom ek lees net hierdie stuk. Geef my 2 minute. Jakobus 2 vers 19 sê, you say you have faith, for you believe that there is one God, good for you. Even the demons believe this, and they tremble in fear. Wat die Bybel sê in terror. How foolish. Can't you see that faith without good deeds is useless? Don't you remember that our ancestor Abraham was shown to be right with God by his actions when he offered his son Isaac on the altar? You see, his faith and his actions worked together. His actions made his faith complete. And so, it happened just as the scriptures say. Abraham believed God, and God counted him as righteous because of his faith. He was even called the friend of God. So you see, you are shown to be right with God by what we do, not by faith alone. Rahab, the prostitute, is another example. She was shown to be right with God by her actions when she hid those messengers and sent them safely away by a different road. Just as the body is dead without breath. Het julle gehoor? Just as the body is dead without breath. As ek julle asem nou uithaal, dan is jy dood. Jy is kapot. Jy's klaar. Jy's niks. Jy gaan stof word. Hoor wat gebeur met jou. So also, luister mooi. Faith is dead without good works. Ons het 'n probleem. Ons het 'n probleem. Daar's miljoene mense wat goeie werke doen, maar hulle het geen geloof nie. Daar's miljoene mense wat geloof het, maar geen goeie werke nie. Ons geloof kan net leef. Ons geloof is net kragtig as ons oorgaan in aksie. As ons oorgaan in aksie. So my vraag is die volgende: hoe ver glo jy God? Hoe ver glo jy God?
is die distance wat jy sal begin stap in die praktiese. Ek gaan iets sê wat julle almal sal verstaan. As jy finansiëel sukkel, en jy sê ek glo en ek vertrou God, maar jy staan met 'n toe hand, en jy is nie getrou in jou tiendes nie, en jy saai ook nie in mense se lewens of in situasies in nie, dan is jou geloof nutteloos. Jy kan al die geld in die wêreld hê en die kerk bless met jou tiende van 1 miljoen. Jy kan in mense se lewens insaai onwillekeurig, maar jy glo nie in God nie, dan dien jy mammon. Maak dit vir julle sin? Dit help veel, jy sê ek glo God, maar ek kan nie my broer of my suster vergewe nie. Die aksie van daai geloof is om te vergewe. Daar's baie mense wat glo, maar hulle het geen geloof in God nie. Hoekom? Want dit is maar net 'n emosionele, ek vergewe jou. Maar wanneer ons as kind van God kom en ons sê ons glo in God, dan is daar 'n ander standaard waar volgens ons leef. En ek en jy moet volgens daardie standaard moet ons begin leef. Amen? We need to be full of faith. That means we must be faithful. Amen? Kom ons staan. God is besig om met hierdie gemeente te praat oor wapens wat hy vir ons gee, wat vir my en vir jou 'n oorwinnende lewe wil gee. God wil vir jou in oorwinning sien. Amen. Ek wil vandag vir jou sê, God wil jou in oorwinning sien. Dit beteken, hy kom met sy beskerming en met sy groot wysheid kom God en hy sê, ek wil jou in oorwinning sien, maar vir jou om in oorwinning te leef, hier is ons vir jou wapenrusting. Hier is vir jou wapenrusting, want ek weet die lewe is taaf. Hier is vir jou wapenrusting, trek dit aan, leef dit uit, maak dit deel van jou lewe. En ek wil julle encourage, dat soos wat ons deur hierdie reeks gaan, dat jy nie hierdie dienste sal mis in die eerste plek nie, dat jy nie sal net hoor en sê, yes, dit was nou 'n mooi preekie, kom ons gaan huis, sodat ons net kan eet nie, en dan vergeet ons vir die res van die week van dit wat die Here vandag met ons gepraat het. Maar kom ons wees doelbewus in ons geloof en sê, Here, elke liewe dag van my lewe gaan ek die wapenrusting van God nie net aantrek nie, ek gaan dit uitleef. Ek gaan dit uitleef. Ek gaan dit uitleef met alles wat binne my is. Hoekom? Want ek wil hê my geloof en my dade moet saam beweeg. Ek wil voor berge kan staan en kan sê, berg in die naam van Jesus Christus, werp jou in die see. En baie van ons het nodig om dit te doen. Julle het nie nodig dat ek dit vir julle moet doen nie. Julle het die autoriteit, julle het die krag, julle het die geloof in God. So staan voor God en sê vir daai berg in Jesus se naam, berg, verwyder jouself. En die Here sal dit vir jou doen. Maar kom ons leef ons geloofslewe soos wat God wil hê ons moet dit leef. Amen. Dit help, ouens, ek so 'n bietjie eerlik met julle vanoggend. Dit beteken vir my baie om die seëngebed oor almal uit te bid. En hierdie gaan ons nou vir julle bid. Ons gaan die seën van die Here oor elkeen bid. Maar dit verg 'n opstaan van my en van jou. Om te sê, ons sal die Here dien met alles wat binne ons is. God wil jou seën, maar ons moet die pad saam met hom stap. Elke dag, nie net hier by die kerk nie. Hier by die kerk is dit maklik, want ons is hier tussen mekaar. Maar wanneer ons hierdie week gaan instap, dat ons bewus sal wees, dat die Here ons seën. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you.
May the Lord show you His favor and give you His peace. Here, ek bid vir elke man en vrou in hierdie plek. Elke man en vrou wat online ook kyk in die volgende paar dae. Dank ek U Here dat U ons kom seën. Here, dankie dat U ons kom dra. Dankie dat U ons kom optel, Here, dat ons kan doen dit wat U wil hê ons moet doen. Dat ons gehoorsaam sal kan wees aan U roepstem. En so bid ek, Here, dat ons hierdie week sal stap, manne en vroue wat werklik die lig van Christus reflekteer in hierdie donker wêreld. Dat ons die lewe van Jesus met mense kan deel en kan sê, weet jy, Jesus, God het jou lief en hy stel belang in jou. En dat ons so hoop vir die wêreld kan bring. Help ons dan, Here, om hierdie week werklik dan lig en lewe te kan wees. Seën ons, gebruik ons, laat ons U liefde aan mense kan uitleef, Vader. En dat ons hierdie week in geloof sal stap. En dat ons volgende week by mekaar kan kom met getuienisse. Dat ons mekaar sal bel hierdie week en sal sê, ek het in geloof opgetree en dit is die resultate. Want Here, geloof en gehoorsaamheid bring resultate. Bring ons by 'n plek van oorwinning. En ons sê vir U dankie daarvoor.